Ek groet jou vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. 'n Eer, 'n voorreg altyd om in die naam van die Here te gesels en te praat, 'n bietjie te deel wat op my hart gelê word. Ek prys en loof die Here vir die voorreg om elke leerstelling te maak en dit wat op my hart lê om 'n boodskapper, 'n instrument vir sy koninkryk te kan wees. En so 'n bietjie in my hart te kan deel van dit wat op my hart gelê word. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om vir elkeen van julle baie dankie te sê vir al julle liefde en ondersteuning, vir almal wat belangstel, vir almal wat 'n pad saam met my stap, gereeld vir ons bid en inloer en selfs die wat vir ons ondersteun, selfs finansiëel ondersteun. Verskriklik baie dankie. Daar's nie genoeg woorde in my hart om vandag vir jou dankie te sê dat ons mekaar se hande kan sterk maak. Voor die Here is ons almal gelyk. God het nie wit broodjies nie. Hy is nie aannemer van 'n persoon nie. En net omdat ons sê ons is Christen, beteken glad nie dat God ons kant sal kies nie. We must walk the talk. Ons kan nie swaai en draai en compromise aan die woord van God nie. My liewe broer en suster, ek wil oor iets baie belangrik gesels vandag. En dis iets wat ons almal raak. Ons het so in 'n maand se tyd terug het ons gesien wat gesê was oor die wegraping en Jesus se koms, en ons het gesien hoe kan ek sê mense wat geseënd is en hoe kan ek sê mense wat 'n lang pad saam met die Here stap, mense waarvoor ons opkyk wat ook foute gemaak het, en daardeur wil ek reguit ook praat. Almal weet van wie ek praat is. Ek wil praat oor Dani Botha. En ek wil vandag vir julle ek wil sommer so in die pad val, wat ek vandag vir julle wil sê, dat ek was absoluut geskok om te sien, ons weet, hy het foute gemaak, en hy het goed verkeerd geïnterpreteer en op die tafel gesit, en deur dit ook maar baie skade gemaak, en vir baie mense ammunisie in die hand gegee, veral ateïste, om 'n absolute bespotting van ons geloof te maak. En dat ek vir julle sê, ek het 'n paar mense se blaaie dopgehou wat absoluut 'n grap van ons geloof en van mense soos Dani Botha gemaak het, en van ons kerke, en 'n absolute bespotting van die Christen geloof in sy geheel. En ek het hierdie hele ek het laat die stof eers gaan lê voor ek my hart wil deel. Wat vir my opvallend was die manier hoe ons sogenaamde Christene die dinge gehanteer het. Baie mense het nie 'n oorkill van hulle harte gemaak nie, en hom beskuldig van hy's 'n valse profeet, wat hom beskuldig het dat hy het 'n demoon in hom, is 'n demoon wat deur hom praat. Hy's besete, duiwelbesete, hy's van sy kop af. Baie mense het hom 'n bespotlik gemaak en 'n grap van hom gemaak, hom verneder. En dit was vir my baie duidelik dat, jy weet wat, in die wêreld waarin ons lewe vandag, is daar nie baie plek vir 'n persoon wat foute maak. En as daar foute gemaak word, het ons mense totaal en al vergeet van die woorde van Jesus Christus, wat hy gesê het in Matteus 18, dat hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe, selfs 70 maal 7, want die Here het geweet, toe die seun van die mens, die Messias, die Christus, die seun van God, Immanuel, God by ons, toe hy daai woorde gespreek het, het hy geweet, hy werk met mense wat nie perfek is nie. Ons is onperfekte mense wat 'n perfekte God aanbid en dien, en ons kan foute maak. Daar's net een wat goed is, en dis die Vader wat in die hemel is. Maar die woord sê geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is, wat hulle sal kinders van God genoem word. En geseënd is die vredemaker, want die koninkryk van die hemel is juist vir mense soos dit bedoel. My liewe broer en suster, ek het boodskappe ontvang op WhatsApp en selfs op Facebook en selfs YouTube, wat my absoluut hoendervleis gegee het, wat my eintlik hartseer gemaak het as 'n mens sien, mense wat populêr is, mense wat hoeveel followers het, en mense wat hulle like en agter hulle aanloop, en alles wat hulle sê, alles wat hulle doen is op kamera. Hulle kan absoluut niks sê of doen as hulle nie op kamera is nie. En almal moet weet wat 'n goeie en opregte, die beste Christene wat daar is. En almal moet weet wie hulle is. En as jy nie soos hulle is en soos hulle praat nie,
is jy natuurlik die gemors van die aarde. Verstaan my punt, en jy is nie lief vir die Here nie, jy is nie soos hulle nie, jy is nie passievol soos hulle nie. Dit waar hulle partykeer meer skade maak, as wat hulle dit beter maak, dat ek vir julle sê, dit was vir my absoluut skokkend, wat mense kwyt geraak het. Ja, Dani Botha het 'n groot fout gemaak, en hy het verkeerd geluister, hy het 'n hele paar dinge verkeerd interpreteer, maar ek kan vandag vir julle een ding sê van Dani Botha, dat hy absoluut uitverkoop is vir die Here Jesus Christus. Ek ken hom nie persoonlik nie, al wat ek weet, as ek na daai man kyk, dan sien ek 'n man wat lief is vir ons Vader in die hemel, wat lief is vir ons koning en broer, ons rolmodel, ons saligmaker. Hoe kan ek sê, Immanuel God by ons, ons verlosser en saligmaker Jesus Christus, hy is absoluut uitverkoop en lief vir hom. En weet jy wat, partykeer word 'n ou so bietjie oorgretig en oorywerig, en 'n ou sê en praat dinge, en jy toets die dinge baie mooi nie. En hy het 'n fout gemaak, dat ek vandag vir julle sê, hy besef en hy weet, hy het 'n fout gemaak, en sit jouself in sy skoene. Dit kan nie vir hom maklik gewees het. Hy het so sterk geglo en geloof gehad in wat hy glo, dat hy dit internasionaal oor die wêreld gespreek het, sonder enige skaamte, en hy glo in dit wat hy glo. Maar ja, mense soos hy, wat 'n baie populêre figuur is, wat, hoe kan ek sê, baie populêr, baie op sosiale media, almal ken hom, hy's ook 'n goeie sanger, baie lief vir die Here, en Satan val juist daai tipe mense aan, juist omdat hy 'n bedreiging is, en hy krap in Satan se slaai, verstaan my punt, en ja, Satan het gekom, en Satan het vir hom ore aangesit, en hy was bietjie mislei gewees, maar ook nie heeltemal nie. Wat ek vandag vir julle sê, daar is baie dinge wat Dani Botha gesê het, wat ek kan half vereenselwig, wat hy in die gees trompette gehoor het, en omdat hy geestelik oop is, verstaan my punt, en dat hy sulke geestelike ervarings ervaar, beleef, baie van ons het dit in drome en visioene, dit hang af hoe oop is jy in gees, en dit hang af hoe diep is jy in gees, en vir al die woorde wat hy ontvang het, hart en duidelik in sy hart, wat die Here gesê het, die tyd van verdrukking is hier, verdrukkingstydperk is hier, en ja, hy het dit absoluut net verkeerd geïnterpreteer, en hy het baie lief vir die Here, en dit is hoekom dit so belangrik is, nie almal van ons kan leermeester wees nie, wat ons gaan anders te beoordeel word, maar hierdie werk kom met baie groot verantwoordelikheid, en 'n mens moet 100% seker maak, as 'n mens in die naam van die Here begin praat en optree, en jy moet verantwoordelikheid kan vat, soos ek ook, as daar sekere goeders is wat ek uitstuur, wat die Here vir my sê, spreek, en ek openbaar dit, dan sal ek reguit vir julle sê, so sê die God van Abraham, Isak en Jakob, die drie God, Vader, Seun en Heilige Gees, dit, dan praat ek wat die Here sê, en ek vat daai gesag, autoriteit, en as jy mislei, as jy verlei, as jy mense op 'n dwaalspoor plaas, as jy 'n struikelblok is vir mense, dan kan dit jou 'n plek in God se koninkryk kos. En ek kan vandag vir julle sê, daai man het baie foute, Dani Botha het baie foute, hy het 'n fout gemaak, maar dat hy 'n anti-kris is, en demoonbesete is, en 'n valse profeet is, en 'n klomp name, en aanvalle wat hy op daai man se, hoe kan ek sê, sy waardigheid gerig was vir my absoluut skokkend, en dit was vir my baie duidelik, dat baie van ons mense, van ons sogenaamde mense, Christene, nie weet wat 'n valse profeet is nie. Dit is absoluut skokkend, en ja, die Here het dit na my kant toe gebring, om dit vandag ook vir julle te openbaar, en ons gaan na die Here die praatwerk doen, nie koert nie, ek gaan net uit die Bybel uitspreek, en ek sal die instrument wees. Ek wil vandag vir julle sê, die Bybel is baie duidelik in Deuteronomium 18 vers 20 tot 22, as jy iets in die naam van die Here praat en optree, en 2 of 3 getuies staan vir bevestig, as jy dit in die Ou Testament, in die ou verbond gedoen het, 2 of 3 getuies staan vir bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe, as jy daai opdrag nie van die Here af ontvang het nie. En ek wil vandag vir jou sê, ja, Dani Botha het 'n fout gemaak, hy het gegly, geval, al wat ek sê vandag, nie alles wat hy van gepraat het hy was vals, hy het dit verkeerd geïnterpreteer, dit verkeerd ingesien, en dit nie ordentlik getoets nie. Hy het ook
internasionaal op baie platforms het hy verantwoordelikheid gevat, en as 'n kind van die Here in sagmoedigheid en nederigheid, het hy, soos Jesus bereid om voete te was, het hy om verskoning gevra, en gevra, asseblief vergewe my, ek het dit verkeerd, ek het 'n fout gemaak, vergewe my daarvoor, en op die einde van die dag is dit jou keuse, dis my keuse of jy hom wil vergewe en vryspreek. Ek het hom al lank al vrygespreek en vergewe, selfs 70 maal 7 soos die woord sê, so hy kan nog 69 keer maal 7 foute maak, en ek sal hom nog elke keer vergewe, want dis wat die Bybel my leer. Foute maak ons is almal mens, derms en pens, niemand van ons is perfek nie, niemand van ons is ornamente of rouborde of masjiene nie, ons kan foute maak. En dis hoekom dit belangrik is, jou tyd saam met die Here op jou knieë, om 100% seker te maak van dit wat jy interpreteer van die woord, dit wat jy ontvang van die Heilige Gees, dat jy 'n goeie produk op die tafel sit, en dat jy soos hy bereid was om te sterf in dit wat hy glo. En van die eerste dag wat hy daai boodskap gemaak het, het ek geweet, hy's op 'n afdraande pad, maar hy's soos 'n bus sonder brieke, en niks en niemand sou hom kom keer nie. En hy moes ongelukkig die pad stap, wat realiteit ons soos 'n plank die voorkop geslaan het, en dat realiteit na sy kant toe gekom het. Maar hy is my broer in die Here Jesus Christus, en ek het hom lankal vergewe, en ek is lief vir hom, ek bid die shalom vrede van ons almagtige God oor hom, sy huisgesin, oor sy bediening, sy kerk spreek ek het toe. Maar baie belangrik, hy het 'n fout gemaak, en wat nou belangrik is nie net om alles te vergewe en onder 'n mat in te vee nie, hy moet sy fout gaan soek, en hy moet 100% seker in sy lewe maak, dat hy nooit ooit weer daai fout maak nie, en dat hy op die einde van die dag 100% seker is, toets in sy gees en sy hart, of dit van die Here afkom, voordat hy daai tipe uitsprake maak, want dit maak skade, en dit gee wapens, dit gee ammunisie, vir ateïste in die hand, dat ek vir julle sê, daar was goeie wat uitgespreek is, bespottings, briewe, video's wat gemaak is van daai man, en van soveel ander geestelike leiers, dis absoluut skokkend, dis eintlik hartseer, om dit te sien. Maar weet jy, die Bybel leer vir ons om onpartydig te handel, Jakobus 2:9, daar's 'n tyd vir praat, en daar's daar 'n tyd om stil te wees, en terug te staan, en toe te laat, dat hierdie ding, sy woede, dat hy homself uitwoed. En dit waar ek is, ek het met baie respek hierdie saak gehanteer van die begin af, en ek het ook, ek dink die week van die 21 tot 22 September, daai hele week, het ek geopenbaar hoe die Here my kom wys het, en die Bybel het op die einde van die dag, hoe kan ek sê, die praatwerk gedoen. Daar was ook 'n hele paar populêre figure, wat hulle self Christene noem, wat in bediening staan, wat dag en nag, alles wat hulle doen, alles wat hulle sê, met kameras afneem, en almal moet weet wie en wat hulle is, en ek dink meer hulle gesag misbruik het, om 'n stok in die hand te vat, en ons medebroers en susters te gaan slaan, en outomaties op 'n hond te trap wat lê, en die Bybel is baie hard en duidelik in Matteus 18 vers 15 tot 17, as jy 'n probleem het met jou broer, gaan na hom toe, praat met hom, as hy nie wil hoor, die vat 2 of 3 getuies saam met jou, as hy nog steeds nie wil luister, die vat hom na die gemeente toe, en as hy nog steeds nie wil luister, behandel hom as 'n tollenaar, as 'n heiden, en baie van hierdie manne, het nie daai roete gevolg, en baie van daai mense het dadelik op die bus gespring, en met 'n massiewe gejuig, aanvallerig teenoor daai man opgetree, en disrespekvol gepraat van hom, en ek wil vandag vir jou sê, met alle respek, jy maak meer skade as wat jy dit beter maak, en op die einde van die dag, sal mense na jou kyk en sê, as jy 'n Christen is, dan wil ek nie een wees nie, want daar's 'n manier, ons kan almal foute maak, niemand van ons is perfek nie, maar dit gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan, en dit is wat vir my baie belangrik is, die absolute beledigings, en vernederings, en hoe sy karakter en sy waardigheid aangeval is, as 'n kind van die Here, was vir my absoluut skokkend, dit was eintlik vir my hartseer, en baie belangrik, as ons die Bybel reg verstaan, as jy gaan lees in Johannes 4 vers 23 en 24, sê die Here, dat opregte kinders van die Here moet God in gees aanbid en dien, God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien, alles hier buite gaan oor gees, dis wat God wil hê, ons moet alles in gees kan evalueer, en as ons op 'n dag deur God se oë kyk,
is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk en Satan en die Antichrist se koninkryk. Hulle staan lynreg teenoor mekaar in gees. En baie belangrik, as jy in jouself 100% gesterf het en jy ontvang die Heilige Gees, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enigiets vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Maar daar waar jy die Heilige Gees ontvang, word jy deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. En die Bybel is baie hard en duidelik. As een lid ly ons almal saam. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. As een lid ly ons almal saam. So om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie, meneer, mevrou. Dis nie 'n one-man show nie, ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam, waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. En daar waar Satan op my broer trap, op Dani Botha trappe op my. En as hy op my trappe op ons geloof, en as hy op ons geloof trappe op ons God. En dit gaan nie gebeur nie. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, toe almal nou hulle stokke laat val het, en hulle klippe laat val het, en die stof het nou gaan lê, dit almal bedaar, maar die skade is gemaak. En weet jy wat, God se naam is in oneer gebring, en ons is absoluut bespotlik gemaak, en dit kom nie net van Dani Botha se kant af, dit kom van baie mense wat onsself Christene noem, wat jou voor in die kerke sit, wat Here skree op 'n Sondag, as hulle daar uitstap, is hulle eie gode, en gebruik hulle Bybels en hulle geloof, as ammunisie om ander mense af te slaan, en te vertrap en af te breek. En iets wat vir my opvallend was, hoe mense hom as duiwels besete, en is 'n demoon wat deur hom praat, en hy's 'n valse profeet, wat vir my absoluut skok, en wat ek kan vandag vir julle sê, daai man is uitverkoop vir die Here Jesus Christus, hy is so lief vir God, hy het 'n fout gemaak, en hy het verantwoordelikheid gevat vir daai fout, hy het 'n groot fout gemaak, en hy sal leer deur daai foute, en mense soos hy, as hulle daar opstaan, is hulle reuse, in die geestesrealm, hoor wat ek vandag vir jou sê, maar iets wat baie belangrik is, wat die Here op my hart kom druk het, is 'n skrif wat ek met julle wil deel, wat ons praat van, wat is dit was vir my duidelik, mense weet nie wat is 'n profeet van God, en wat is 'n valse profeet nie, so kom ons laat die Bybel die praatwerk doen, nie Koert nie, vergeet Koert, luister wat die Here vir my gee, om vir julle te gee vandag, 1 Johannes 4, vers 1 tot 3, geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die Gees, die Heilige Gees van God het nie. Want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen. Ondersoek of sy Gees van God afkomstig is. Nou luister mooi. Hieraan ken julle die Gees, die Heilige Gees van God. Elkeen wat bely, hy bely met sy mond dat Jesus werklik die Christus is, wat mens geword het, het die Gees, die Heilige Gees wat van God afkomstig het. Moet ek dit weer sê? Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is, wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Heilige Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die Gees van die Antichrist, die Gees van wie julle gehoor het dat hy kom, en wat nou reeds in die wêreld is. My liewe broer, suster, nou kyk jy weer van die kantlyn af na 'n man soos Dani Botha. Daai man is uitverkoop vir God. Hy is nie bang om te openbaar van Jesus Christus te sing en van sy almagtige God en koning. Dat bely dat Jesus die Christus, die Seun van God is. God is die pa van Jesus, wat deur die Heilige Gees verwek is in die maagd Maria. Hy glo dit, hy spreek dit, hy openbaar het. Hy het dit verkeerd geluister, hy het dit wat hy ontvang het in gees, wat hy ervaar het in gees, verkeerd geïnterpreteer. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, 1 Johannes 4 vers 6, net een versie. Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons. Wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei. Hy het dit verkeerd geïnterpreteer, hy het 'n fout gemaak, en hy het groot foute gemaak,
En omdat hy 'n publieke figuur is, het Satan gekapitaliseer. Satan het hom kom ore aansit. Maar omdat hy 'n kind van God is, omdat hy lief is vir die Here, omdat hy nie bang is om te praat nie. En weet jy wat? Ons hoef niks van hom te sê nie, want hy het op die einde van die dag sy eie lewenslesse geleer. Van my kant af, ek vergewe hom, ek spreek hom vry. En my hande is uitgestrek om hom te bou, om hom op die hande te dra, om hom te ondersteun, om hom op te tel. Dat is nie lekker as 'n mens daar opgeëindig is. Jy is absoluut in 'n hoek ingedryf en absoluut geskaap mat. Het is nie lekker as jy glo dit wat jy glo en dit ontplof en tuimel in jou lewe op jou kop neer nie. Maar ek kan vanaf en sê, hou daai man dop, hy sal opstaan en hy sal 'n reus in die geestesriem wees. En mense soos ek sal hom bou, sal hom optel, ek sal hom vergewe en nooit weer terugkyk nie, want iemand wat sy hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ek het hom vergewe soos Jesus ons vergewe het. Van die noorde tot die suide en die ooste na die weste toe, vergewe Jesus sondes. Hy vergeet, hy veer dit uit, hy dink nooit ooit weer daarvan nie. En dis hoe ek daaroor voel. Foute maak ons almal. Kom ek vertel iets, ek is self in die bediening. Dit is verskriklik hard, dit is verskriklik uitdagend. En as jy nie self daar staan nie, gaan jy dit nie verstaan. Jy gaan dit nie, jy weet wat, die geestelike aanvalle en uitdagings wat ons ervaar en trotseer op 'n daaglikse basis, jy kan dit nie vir mense verduidelik nie. So terwyl jy salarisse verdien en die room van die lewe geniet en net lewe vir jouself en jou rykdom en alles koop wat jou hart begeer, kan jy nie saam met mense soos daar in die boot daar praat nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, hy's uitverkoop vir die Here, hy's baie lief vir die Here en hy het 'n fout gemaak. En Jesus het juis gekom vir mense soos hulle. Hy het juis gekom vir mense soos hulle om te red wat verlore is. Verstaan my, hy het gered, hy het gekom vir die siekes om te red wat verlore is. En ek wil vandag vir jou sê wat vandag aan die ander kant luister, om self ondersoek te gaan, tekenbord toe te gaan. Want in baie gevalle, ek sê altyd, daar's net een groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself. In baie gevalle het die mens, die eie ek, die praatwerk begin doen en nie meer die Heilige Gees in baie mense se uitspraak. En ons het meer skade gemaak. As 'n hond lê, gaan spin nie op hom en slaan hom met stokke en spoeg op hom en verneder hom. Jy kan dit nie reguit vir hom sê nie. Jy doen dit oor rekenaars, jy doen dit oor laptops, jy doen dit oor telefone. Want jy kan dit nie reguit in die privaatheid. Alles moet met kamera afgeneem word. Waar jy is, wat jy doen, die hele wêreld moet weet wat 'n tipe goeie Christen jy is en hoe jy opstaan vir God. God het jou nie nodig om op te staan vir hom, hy kan vir homself opstaan. Hoor wat ek vandag vir jou sê. God het ons nie nodig nie. Daar was Saulus op pad na Damaskus toe. Wie het hom aangeraak? God het homself aangeraak. En binne 3 dae het God hom een van die grootste apostels gaan maak. Niemand is na hom toe gestuur om hom te verander nie. En dis hoekom ons verander die wêreld deur ons getuienisse om te spreek soos die woord, die waarheid uit ons harte uitkom, nie om ons geloof en ons geestelike gawes te gebruik om mense met stokke te slaan en te verneder in die openbaar nie. Nee, Jesus Christus sal dit nie gedoen het nie, my liewe broer en suster. Daar's nog 'n ding wat vir my baie opvallend was. Mense het gepraat van die wegraping, heel duidelik het baie mense nie verstaan wat beteken die woord wegraping nie. Dit is wanneer ons opvaar na die hemel toe, wat ons uit die dode sal opstaan en opvaar. Jy weet, ons word opgeneem in die hemel in. Dis maar waar die woordjie wegraping vandaan kom, want jy vaar op, jy word deur Jesus Christus kom haal en hemel toe geneem. Verstaan my kind, hoor my hart vandag wat ek vir julle wil verduidelik rondom hierdie saak. Baie mense, daar baie verskille, baie twise, verdeeldheid gekom in die Christen geloof rondom hierdie saak. Ons het dit gesien met Dani Botha se profesie en dit wat hy voorspel het, wat nie uitgewerk het nie, maar so met die opbou daai kant toe, was daar soveel verdeeldheid en skering en twis in die kerk, en in ons geloof, vir mense wat mekaar sleg sê en verneder, sommige op sosiale media, is absoluut skokkend en vernederend om te sien, hoe ons mense internasionaal, as kinders van God, as erfgename, as nakomelinge van Jesus Christus aangegaan en met mekaar, is absoluut skokkend. Maar wat vir my uitgestaan het, is mense wat sê, nee, voor die tyd van verdrukking aanbreek,
gaan Jesus Christus sy kerk omhaal. Ons sal nie deel wees daarvan nie, en ons sal nie deel wees van die merk van die dier nie, en God kom sy kerk haal. Ek weet nie wat te goed alles nie. Ek het al daai tipe dinge het ek klaar verduidelik in daai week wat die Here my toegestaan en toegelaat en opdrag gegee het om my gedeelte so die Here het op my hart lê, die praatwerk te laat doen en dit met die skrifte natuurlik te staaf en te bevestig. En dit is wat ek gedoen het. Maar ek het vir 'n ander vrou verduidelik wat sê, nee, as die verdrukkingstydperk kom en dit, dan gaan die Here dit. Ek sê vir haar, mevrou, luister mooi wat ek nou vir jou gaan sê. Kom ons kyk net na Suid-Afrika. In 'n jaar se tyd gaan daar plus minus 55.000 mense word vermoor in Suid-Afrika. 55.000 mense. As ons kyk na die vrouens, hoe word vrouens gemolesteer en betas en verkrag? As ons sien na ons kinders, hoe word hulle gemolesteer en verkrag en betas? Hoe word hulle ontvoer? Hoe word hulle in gutters ingegooi en misbruik en verkrag en begrawe? As ons al die aborsies sien, hoeveel tientalle duisende babas verloor hulle lewens met aborsies in hierdie land? As ons sien wat op die Kaapse vlaktes aangaan met die bendes tussen mekaar, hoe vermoor en skiet hulle mekaar daar dood? As ons sien in hierdie land, ons kyk nou net na Suid-Afrika, kyk nie na die ander lande nie. As ons kyk na hoeveel egskeidings daar is, hoeveel kinders word sonder 'n ma of pa groot in die huis. As ons sien hoeveel homoseksualiteit is daar. As ons sien hoe word God se Sabbatdag onheilig. As ons sien hoeveel valse gelowe is hier buitekant. Hoeveel afgodsdienste is hier buite. My liewe broer en suster, ons lewe in 'n demokratiese land. Het jy al gaan kyk wat beteken dit? Demokratie, wie was 'n demokratiese land? Dis 'n land waar hulle die hemelse God gelykgestel word met aardse gode. Jy sal vir God in jou hele lewe nooit so dien nie. Dis hoekom alles in hierdie land uitmekaar uitval. Daar's geen vrug en seën en elke tweede Dick, Tom en Harry het menseregte. Jy kan nou 'n pedofiel wees, jy kan jouself ‘n krokodil noem. Jy kan met 'n dier seks hê, jy kan homoseks, jy kan by mekaar slaap, jy kan rondhoer, jy kan hoeveel vrouens hê, want hierdie land se regering keer dit goed. Wetlik. Dissipline is uit die skole uitgehaal. Dit uit die huise uitgehaal. My liewe broer en suster, hoe erg moet dit gaan vir jou om te besef en weet, ons is klaar in die verdrukkingstyd. Ons is klaar daar. Hoeveel families onder wit, bruin en swart staan by grafte, dan is hulle kinders of hulle ouers of hulle pa of hulle ma vermoor en doodgeskiet en verkrag op plase, op dorpe, stede. Ons is klaar in daai tydperk, my liewe broer, suster, en dit gaan erger word, want die kerk hou partytjies, hulle het van God se huis 'n rowersnes, 'n disco, 'n staatsteater, 'n besigheid kom maak. En hulle praat wat die oortjies streel. Hulle maak skade. En wie wat het terwyl die pond en rol en hulle self, hulle behoeftes bevredig. Elke keer as God se skape uitbeweeg word, God se skape uitmekaar uitgeruk deur Satan en sy bose sirkus. Want daar word die sondebelyds gedoen, daar word die bevryding in die kerk gedoen. Mense leer nie eers meer wat is sonde nie, want hulle weet nie wat dit is nie, want niemand leer dit vir hulle nie. Dis 'n stuk van die Bybel wat uitgeskeer, wat alles gaan ons net oor genade. Maar my liewe broer en suster en dominee wat in jou konsistorie sit, miskien moet jy begin uit daai konsistorie uitbeweeg. En kom kyk hoe stikkend is die wêreld hier buite. Hoe Satan ons mense verwoes en kom insluk. Hoeveel tientalle begrafnisse staan ons geliefdes voor grafte, waar ons geliefdes vermoor en doodgaan. Kyk hoe sterf ons mense aan kankers. Ons lewe is siek. Mense is geestelik siek. Mense lewe of God in die Bybel nie bestaan nie. Dis alles deel van die verdrukkingstyd waar God te is Satan baas. En hy geniet homself. En terwyl ons bou, ons is klaar die verdrukkingstyd. Ons is klaar besig daarmee, ons is besig om te bou. Gaan dit erger word. En wie wat, ou Dani Botha het in sy gees het hy ontvang. Hy het ontvang, die verdrukkingstyd is hier. Die verdrukking wat hy ontvang, is die verdrukking van die kerk. Is die verdrukking van die kerk. Dit is aanslagte wat op die kerk van die Here gaan, daar gaan verwoede aanvalle kom daarop. Maar weet jy wat, God gaan die kerk, God gaan optree teen die kerke.
Want Afrikaans is groot in idols en elke Tom en Harry kan vandag gaan geld maak in die naam van die Here binne God se kerk, binne God se gemeente. Baie populêre Afrikaanse sanger wat self dink hulle is God, wat hulle self idols noem, ikone. En jy, wat dit ondersteun, is deel van die probleem, want jy keer dit goed, jy ondersteun dit. En jy meneer Domie, of jy geroep is of nie geroep is nie, jy bring die Here se naam in oneer, jy gebruik Jesus Christus se naam, om jouself finansiëel te bevoordeel. En weet jy wat, op so 'n unieke manier het Satan ons kerke kom infiltreer. En hy ruk ons almal uit mekaar uit. Daar word geprys en worship, daar word 'n Bybelversie gewoord, die woord word gebring en 'n kollekte word opgeneem, maar die mees belangrikste aspek van die Christen geloof vind teen ons kerke plaas en dit is sondeblyse bevryding. En dis hoekom ons mense geestelik en vleeslik siek is. 2 Korintiërs 7:1, jy moet geestelik en vleeslik gereinig word. My liewe broer en suster, daar's 'n groot verskil tussen sondeblyse en bevryding. Is 2 verskillende dinge. Hierdie goed vind nie in ons kerke plaas nie. Dis hoekom mense lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie. Maar weet jy wat, as dit taf begin gaan en jou lewe word in 'n hoeke gedui, dan wil jy 'n bietjie Here, Here skree. Dan wil jy wonder waar is God? Dis omdat ons mense lewe vir God soos 'n buffettafel wil gryp en vat soos dit ons pas. Ek wil vandag vir julle sê, God gaan optree teen die kerk, teen hierdie geestelike leiers wat hulle self opgeroep het. Nie almal van hulle nie, maar baie van hulle het hulle self opgeroep. Hulle staan daarvoor dat God hulle nie opgeroep nie. Hulle maak skade en God se skape word uitmekaar uitgeruk en verskeer deur Satan en sy bose magte, omdat ons mense alles vleeslik kyk en nie geestelik nie. My liewe broer en suster, ons het nou gesien, wanneer was dit die 8de Oktober, hoe kom mense daar by die Unie gebou by mekaar en ons moet nou tooi, ons moet nou die strate stap, ons moet die strate afblok, ons moet nou opstaan vir Jesus Christus. Wys vir my een voorbeeld in die Bybel, een voorbeeld waar Jesus Christus dit gaan doen het, een voorbeeld. En dis een van die grootste redes hoekom jy my nie daar sal sien nie. Nie op kamera nie, nie vir 'n show and shine nie. Ek doen wat die Here vir my sê om te doen, nie wat mense vir my sê om te doen nie. En weet jy wat, as jy mooi gaan kyk, een van die grootste kanonne van die Christen geloof binne Suid-Afrika was ook nie daar betrokke nie. Dit is oom Angus Bach, en jy kan maar daai man sien. As hy 'n byeenkoms roep, kan jy dit maar gaan toets met die stem van die Heilige Gees, hy daai opdrag van God ontvang. Dis hoekom 'n man soos hy 1.2, 1.6 miljoen mense kan trek daar Bloemfontein toe. En binne 6 weke sit die Here daai hele byeenkom by mekaar, want dit is wat gehoorsaamheid doen. Verstaan my punt baie mooi. Ek luister nie na mense, ek luister wat die Here vir my sê. En ek sê vandag, so waar God in die hemel is, ek het nie opdrag van God ontvang om betrokke te raak by daai optogte en strate te gaan toemaak en op te staan vir die kerke. Maar weet jy wat is die waarheid? Weet jy wat is die realiteit? As God dit toestaan en toelaat, wat die Bybel vertel ons in Matteus 24 en 25 en al die ander evangelieboeke, het Jesus geprofeteer hoe die eindtye sal lyk. En as dit nie waar word, die beteken dit Jesus Christus het gelieg en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. My liewe broer en suster, as dit juist die Here is wat hierdie goed toestaan en toelaat om 'n plek te kom en te begin gebeur, wat hy staan en toe, want Satan het baie geestelike regte oor ons kerke, oor ons geestelike leiers, maar baie mense doen dit vir sag, hulle doen nie werk vir eie eer en vir geld, en hulle maak meer skade as wat hulle opbou, want alles is 'n show and shine. As hulle brood uitdeel of 'n sak meel uitdeel of 'n eier uitdeel of 'n bottel melk uitdeel, met die hele wêreld op kamera sien hoe goed jy is. En terwyl jy so goed is, gebruik jy jou kamera en jou harde woorde as 'n swaard om mense te slaan wat nie soos jy is nie. Maar vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. En kom ek vertel jou iets, jy kan wat daar betoog in die strate toemaak en Here, Here skree, laat die rook uit jou ore uittrek. As daai opdrag, as God dit toestaan en toelaat, veg jy eintlik teen God, want dit is deel van die proses van afvalligheid. Die wêreld lewe of God in die Bybel nie bestaan nie. Dis hulle keuses, hulle besluite. God stuur niemand hel toe, die mense maak self die keuse om hel toe te gaan. Maar dis nie vir ons veronderstel om agter hulle aan te hardloop en met 'n stok te slaan en Here, Here te skree nie. My liewe broer en suster,
Ons is deel van die een liggaam van Christus. En 1 Korintiërs 1 vers 10 sê die Here vir ons, ons moet eensgesind wees. Daar moenie verdeeldheid tussen ons wees nie. En kom ek vertel julle iets. Dit is vir my verskriklik hartseer, hoeveel verdeeldheid tussen ons almal is. Hoe die een homself hoor probeer, ag probeer die ander ene, terwyl ons almal net moet stil raak en af moet blaas van die wolke af en begin stil raak en luister wat die Here sê. En dit wat ons ontvang moet ons toets met die stem van die Here. Ons moet eensgesind raak, want die dag wanneer jy sterf, stap jy nie daar bo in die NG Kerk in nie. Jy stap nie daar bo in die AGS Kerk in nie. Jy stap nie daar bo in die Lewende Woord Kerk in nie. Jy stap nie daar bo in die Lede in Christus Kerk in of in die Pinkster Kerk of wat CRC of wat daar ook al mis nie. Jy het of die Heilige Gees of jy het dit nie klaar. End of story. En kom ek vertel jou iets. Die verdeeldheid en die skering en die skade wat gemaak word op hierdie verskillende platforms maak my as 'n Christen absoluut bang, vreesaanjaend. Want jy weet wat, nee, ons wat veronderstel is om die skape te lei en geestelike leierskap voor te stap en vir mense te sê, volg my, ons luister, ons doen wat die Here sê. Ons maak die mense die mekaar. Mense weet later meer om na wie wat te luister nie. Maar daar's mense soos 'n Dani Botha wat 'n fout maak. En dan is daar mense daar buite wat rottings en swepe en krag in hulle woorde het. En absoluut vernietigend uitgaan, omdat hulle tonge soos 'n sweep te slaan. En dit nie na hulle toe kan gaan met 'n kar of 'n bus of 'n trein of 'n vliegtuig nie. Nee, hulle moet alles wat hulle doen oor sosiale media doen, sodat die hele wêreld kan sien wat 'n groot Christen, perfekte Christen kind van God is jy. Kom ek vertel jou iets. Ons rolmodel Jesus Christus sou nie so opgetree het nie. Hy gaan nie almal verneder en bespotlik maak in die openbaar en op ander mense trap om 'n trofee op sy skouer te hê nie. Kom ek vertel jou iets. Ou Dani Botha het 'n blik wurms gaan oopmaak en hy het skade gemaak, net soos die NG Kerk die blik wurms oopgemaak het daai tyd met die homoseksualiteit. Kyk hoe ons geloof, kyk hoe daai kerk uitmekaar het geruk en verskeer. En weet jy wat, terwyl hulle daai besluite maak hulle nie die res van die kerk en die liggaam van Christus betrokke by dit wat hulle spreek en dit wat hulle wil openbaar en die rigting wat hulle wil volg nie. Nee, soos 'n stootskraper stoot hulle almal die pad uit en hulle is met 'n bus sonnebrieke gaan hulle en hulle stoomrollare almal uit die pad uit. En vandag, wie die skade ontvang, wie die meeste seer gekry, Jesus Christus, ons Vader se naam is in oneer gebring, juis omdat ons sonde goedkeur en goed praat, 'n absolute bespotting van God se werkers maak, nie mind sy huis, en sonde goedkeur en goed praat, 'n sonde wat afskuwelik, wat 'n gruwel in God se oë is vandag sharp, dis sharp man, hierdie ou moet sommer 2 mans trou en 2 vrouens in, weet jy wat, jy's okay, jy kan ook sommer preek, dis omdat jy geestelik blind en doof is, absoluut geestelik dood. En dis hoe dit lyk as mense die beroep van Jesus Christus, geestelike leierskap, die Bybel gebruik om 'n inkomste te verdien, soos 'n dokter en 'n onderwyser en 'n advokaat en 'n Vader, wat is daar onderwyser, wat is daar nog ingenieurs. Julle weet nie wat 'n skade julle maak nie, met alle respek gesê. En ek wil vandag sê, ek kan nie namens ander mense praat nie. Ek is nie hier om geen mense te verneder en sleg te maak vandag nie. Dis nie my werk nie. Dis nie my plig om daaroor te praat nie. Ek wil vandag vir julle sê, ons gaan anders te beoordeel word. En gaan lees, as julle nou afsit, hierdie video, Matteus 13 vers 40 tot 43. Daar sal jy sien, meneer, mevrou, die predikant, dominee, pastoor, wat jy jouself ook al wil noem. Jy gaan pa staan. Jy gaan pa staan. As jy 'n struikelblok in mense se lewens was, en dat jy verantwoordelik is, dat hulle tot 'n val gekom het en mislei is, en opgegeet in hulle geloof, hier so min geloof hier buitekant, en elkeen volg net sy eie kop, en sy eie roete, en omdat jy 100 of 200 of 500.000 likes, of followers op Facebook, is jy die kat se snor,
Maar gaan kyk na Jesus Christus, gaan kyk hoeveel followers het hy gehad, hoeveel mense het saam met hom beweeg. Vir hom was dit nie 'n show and shine en die hele wêreld moes sien wie en wat hy is en wanneer hy sy wonderwerke doen en sy pap uitdeel en kos gee, die hele wêreld moet dit sien. Nee, hy het sy ding gedoen, omgedraai en geloop. Partykeer is dit lekkerder om agter die skerms te werk as om voor die skerms te werk en populêr te wees, want dit gaan nie oor die eie ek nie. Dit gaan alles oor Jesus Christus en niks wat ons sê, niks wat ons doen is uit onsself, dis alles net genade van bo af. Ek wil vandag vir julle sê, ons mense sal moet kyk na onsself, hoe ons mekaar hanteer as Christenkinder van God. Dat as ons respek het vir mekaar en liefde vir mekaar, sal ons besef dat God die skepper van hemel en aarde, jou medebroer en suster, jou medemens, jou naaste ook geskape het. En as jy op hom trap, trap jy op God. En jy beklei totaal en al die verkeerde vyand. Gaan lees weer Johannes 4 vers 23 en 24. My liewe broer en suster, God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. En jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Efesiërs 6:12, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Moenie die verkeerde vyand beklei nie. Want Satan lag jou uit, want dis wat hy kom doen, deur al hierdie misleiding en dwaalleer en foute wat gemaak word, kom krap hy die slaai. En daar waar ons Christene mekaar vat, is soos Kain en Abel mekaar met klippe en stokke slaan, sit hy daar bo by die hek, hou hy ons dop en hy sê, hy lag ons uit, wat ons almal sê, ons is Christene, maar ons kan nie die Bybel op ons eie lewens toepas nie. En ek wil vandag vir julle sê, ja my liewe broer en suster, ons is klaar in die verdrukkingstyd. Hoeveel mense wil julle hê moet nog vermoor en doodgemaak? Hoe erger moet dit gaan as dit? As jy jou geliefde, as jy voor 'n graf staan, jou geliefde word begrawe of jou kind word begrawe, omdat hy geskiet is in bende geweld, of ou mense van oor die 100 wat verkragt word, hoeveel moord en dood op plase, hoeveel haat, onverdraagsaamheid, niemand kom hier met niemand oor die weg, ons sien dit, hoe gaan dit in hierdie land, en hoe hardloop elke politieke leier en figuur en instelling oor see na Amerika, na die nie verkose Messias en God van die wêreld Donald Trump, om sy boude te gaan streel en sy disippels te onderskraag en saam met hulle te hoor wat hulle op die tafel sit. Hulle vlieg al die geld uit op en af, terwyl hulle vir baie goedkoper net op hulle knie kan sak en begin die ware God aanbid en dien. Maar ja, die kalf sal wel van die koring geskei word. Definitief, is net 'n kwessie van tyd. Maar ja, hierdie tyd van verdrukking gaan bou, my liewe broer, suster, daar gaan groot aanvalle en aanslagte op die kerke wees. En alles gebeur met 'n doel en 'n rede. Ek sê altyd vir mense, die probleem is nie ons regering of die persoon wat hulle probeer diskrediteer, of hy swart, wit of bruin is, of vrou of 'n man is nie. Julle moet die Here gaan vra, Johannes 3:27. Sê die Bybel, luister, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is, die goed en sleg, ons God is in beheer van alles, goed en sleg, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is, en dit geld vir meneer Satan en sy bose sirkus ook. Julle moet eendag gaan op julle knie val, vas en bid en vir God gaan vra, hoekom laat hy dit toe? Want ons sit met 'n demokratiese stelsel wat almal DA en Vryheidsfront Plus en al hierdie Mickey Mouse voorstem. Mense wat staan vir demokrasie, wat die hemelse God gelei staan met aardse gode. Dis 'n klomp menseregte en man, jy weet wat, ons mense lewe of God in die Bybel nie, of dit nie bestaan nie. Maar dis is die tipe regeringsstelsels wat ons ondersteun. Dis hoekom hierdie hele land uitmekaar uitval en besteel word met korrupsie en bedrog. Ons mense verstaan nie wat ons doen nie. En dis hoekom Satan al meer en meer regte. Jy kan die strate afblok, jy kan die pad toegooi, jy kan met borde staan, jy kan slaap in die kerk, jy kan oornag, jy kan vir jou bed bou in die middel van die kerk. Dit gaan jou nie help nie. Want ons mense maak verkeerde keuses en besluite op die tye wat ons goeie keuses en besluite moet maak. En ons stem vir goddelose, bose, siektewerse regering, wat al hierdie menseregte en al hierdie gemors toestaan en toelaat, wat absoluut in kontras is met die woord van God, met die Bybel. Jou lewe is klaar, man, jy het nog 'n paar jaar oor, as jou kinders wat met hierdie gemors gaan sit. Nou kom ek vertel julle iets, ons is besig om te bou, en hoe meer ons bou in hierdie tyd van verdrukking, gaan dit erger word, dit gaan verskriklik erger word. En weet jy waar gaan hy sy hoogtepunt bereik? Met die merk van die dier. Daar waar hulle die merk op jou voorhand, jou voorkop,
As jy dit nie vat nie, as jy opregte kind van God om daai tyd sal hy jou koppe afkap. Gaan kyk na my leerstellings. Gaan kyk op staan of Jesus stelling vir Jesus se leerstellings. Daai week van die maandag tot die Vrydag, dink is die 21 of die 22ste, daai hele week, daai tot Vrydag, daai hele week, wat God my laat spreek het, en dit wat uit my mond uitgekom het ek met die Bybel gestaaf en bevestig. Ek vat volle verantwoordelikheid, en weet jy wat, ek is bereid om te sterf, vir dit wat ek op die tafel sit, en ek sal dit sê, in die naam van God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die drie God, Vader, Seun en Heilige Gees, in Jesus Christus se naam, wat ek vat gesag autoriteit, ek spreek hier as ek iets in die wind hoor waai nie, ek luister, ek toets in my gees en my hart, en ek bring die boodskap soos God vir my gee, of ek 10 mense het wat daarna luister of 50, dit pla my nie, my werk is om te praat of mense luister of nie, maar weet jy wat, aan die een kant kan ons die lidmate van die kerk, die gelowiges, die Christene vandag nie verkwaar nie, want hulle weet later nie meer na wie om te luister nie. Dis hartseer. Partykeer voel 'n ou, jy moet bid, dat die Here soos 1 Konings 18 en 1 Konings 22 opregte profete na die tafel toe bring, soos 'n tipe van 'n Elia en 'n Micha. Ons het gesien, daai 2 profete, hoe was hulle tussen, hoeveel valse profete, en hoe die kaf van die koning geskei word, wat God se seën oor hulle was, teenoor die ander klomp wat gepraat en probeer iets wees het wat hulle nie is nie. En hoe hulle op die einde van die dag geopenbaar is vir die valse leiers, en geestelike mense vir wie hulle was, die profete wat hulle was. Ek wil vandag 'n beroep doen op almal, om na jouself te kyk, en selfondersoek te doen, en na die tafel toe te gaan, terug te gaan tekenbord toe. En as jy disrespekvol opgetree teenoor enige gesalfde kind van die Here, dat jy verantwoordelikheid sal vat, en dit geld vir Dani Botha ook. Hy's ook 'n gesalfde kind van die Here, maar hy het 'n fout gemaak. Maar toe jy spoeg en slaan, en eerder jou geleentheid vat om te skinder en te vervloek en met 'n stok te slaan, het jy vergeet van Deuteronomium 17 vers 12. Jy sal lees daar, dis 'n sonde wat tot die dood lei, as jy gesalfde van die Here met minagting behandel, 2 of 3 getuies staan en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dis 'n doodstraf sonde in die tye voor Jesus Christus gekom het. Vandag gooi ons jy nie dood met klippe nie, daar's vir jou genade, maar die Bybel sê, gaan uit en sondig nie weer nie. En ek wil vandag vir jou reguit sê, as jy jou mond uitgespoel het en deel was van die proses wat jy afgebreek het in plaas van bou, dat jy die liewerste mense verder verstoot het van God, in plaas van om hulle nader te trek, dat jy sal bekeer, dat jy dit voor die Here gaan sit, jou uitsprake vir God om verskoning vra, omdat jy soos 'n dwaas in jou eie ek opgetree het. Galasiërs 5 vers 13 tot 26, die gees moet die vlees oorheers, nie die vlees die gees nie. Ons moet begin leer om te dink voor ons praat, dink voor ons optree, anders te maak ons skade, en bring ons God se naam in oneer. Die Here het niemand van ons as regters oor mekaar aangestel nie, maar elke van ons wat leierskap vat, wat praat in die naam van die Here, wat kerke het en bedienings en ministries en al die goedjies, julle moet besef en weet, julle gaan baas staan vir wat uit julle monde uitkom. Hoor wat ek sê, Jakobus 3:1, nie almal van ons moet leermeesters wil wees, wat ons gaan anderste beoordeel word. Blaas af, kom terug op jou knieë, raak minder, sagmoedig, nederig, soos Jesus bereid om voete te was, want dis hoe jy eerste staan in die koninkryk van God. Nie sit jouself op 'n show and shine kamera, laat die hele wêreld jou sien wat 'n fantastiese Christen jy is. En hoe jou hele lewe 'n stok is wat jy mense bly slaan, wat nie dieselfde dink en praat soos jy praat nie. Ek luister na die Here, ek luister nie na mense nie. En ek doen eerder niks, as wat ek iets gaan doen in die naam van die Here, en optree in die naam van die Here, en God het my nie opdrag gegee nie. Want dan is ek deel van die probleem. Jy dink jy staan op vir die Here se naam, jy is jou motor besig om vir God te beklei, want God staan dit toe. Omdat dit die keuse van hierdie land is, om Christen geloof in die handkas te bære, om die Bybels toe te klap, en rond te hoer, en te lewe vir menseregte, en alles wat sleg is goed te praat. Dis die keuse van hierdie land. Dis die keuse. Die dag wat jou kind verkrag, of jou
pa of jou ma of jou vrou of jou man word vermoor en doodgeskiet. Miskien daai dag word jy wakker. Maar tot ons daar kom, moet ons maar op die golf ry van Jesus in die kas en ons is God. Mense wil nie luister nie. Ons praat, ons vermaan, ons openbaar wat die Here op ons harte lê. Ons maak skade. Ons moet eensgesind wees. Gaan lees weer 1 Korintiërs 1:14. Eensgesind. Daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. Meneer, mevrou, pastoor, dominee, jou kerk behoort aan God, behoort nie aan jou nie. Ons is almal deel van die een liggaam van Christus en voor God is ons gelyk. God het nie witbroodjies, dis nie aannemer van 'n persoon nie. En hy gaan nie jou kant kies net omdat jy sê jy's 'n Christen nie. We must walk the talk. Ons kan nie compromise, swaai en draai in die woord van God nie. En dis wat ons vandag vir julle sê, ons is besig om te bou en hierdie verdrukking gaan 10 maal erger word. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Maar nie voor ons mense bekeer op ons voete sakke, begin laer as God word, uit die wolke uit afdwaal en afblaas tot waar ons op ons laaste is en God gaan opsoekie. Wil ek vandag vir julle sê, ons mense besef nie wat kom nie. Ons besef nie wat kom nie, ons besef nie wat 'n gevaar ons sit nie. Ons mense lewe hier tussen die leeu's en ons mense is te geestelik blind en doof om dit raak te sien. Ons mense is geestelik blind, ons is geestelik dood. Weet jy wat vir my die ergste van alles in die bediening van 12 jaar is om op die kantlyn te sit en te kyk hoe geestelik blind en doof mense is. Hoe hulle lewe of God in die Bybel nie bestaan nie. En hoe die kerke alles paai met sy genade is vir jou genoeg. Glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Daar kry die dominee sy salaris, sy bonus, sy pensioen. En op 65 tree af en sê ek het klaar vir God gewerk, ek gaan op die strand sit en aftree. En julle weet nie waarmee julle dobbel nie, my liewe broer en suster. Julle weet nie waarmee julle dobbel nie. Maar ja, ons kan ook net praat tot op 'n punt. Eendag as jy voor God staan, sê Here, ek het nie geweet, gaan die Here sê nee, soggens en staan stuur ek my profete na jou toe. Jy wil nie geluister het nie. Dis jou keuse, is jou besluit. Jy's soos 'n bus sonder brieke en almal dryf almal die pad en want die een is groter God as die ander ene. Kyk hoe gaan dit in ons kerke. Party mense sê die Here sê hulle moet gras vee, die ander gras vreet. Ander mense moet rotte vreet, ander mense moet slange vreet, die ander moet met doem gespuit word. Kyk hoe gaan hulle in die kerk aan, wat hulle maak of hulle God is en die mense vlieg oor die stoele en val daarin, sou soos slange en dan is hulle die menere, die mekkie van die plekkie. Party dan kan jy verstaan hoekom God die kerke gaan straf, hoekom God gaan optree, maar hier's 'n paar van sulke narre wat jy skade maak in die naam van die Here, en God sal dit nie duld nie. Hy sal self optree vir sy skape, hy sal self beheer vat en herder word van sy skape, want hy gaan nie toelaat dat in sy naam jy jouself verryk en partyke in sy naam en onere van sy huis 'n rowersnes en 'n disco en 'n party en 'n besigheid maak nie. Julle weet nie waarmee julle dobbel nie, hoor wat ek vandag vir julle sê. Julle aanbid die skepping in plaas van die skepper. En hoe populêr die sanger is, dan kan hy daar in die kerk homself kom verryk op God se naam. En daar kan hulle vloek en kaal gaan dans en aangaan en party en 'n helse grap van almal. Sondag wil julle weer preek. Ek het nie woorde nie. Op hierdie vandag is julle eie grootste vyande. Maar Jesus het alles geprofeteer en vermaan. Ek wil dit vandag vir jou sê wat vandag na my luister. Doen self ondersoek. Soek die aangesig van die Here op. My liewe broer, suster, hier waar ek sit, nee, dis asof ek gloei soos die vuur van God uit my lewe uitskyn, uitmanifesteer. Dis vuur warm hier deur my. En ek prys God vir die salwing, vir die vuur wat deur my spreek en praat. Weet jy hoekom praat ek? Omdat ek lief is vir jou. Omdat jou siel vir God belangrik is. Omdat ek die instrument is wat die onpopulêre werk soms moet doen. Dinge moet spreek wat mense nie wil hoor nie. Jouself onpopulêr maak, jouself in die loopgraaf, die kaplyn plaas van al die geestelike aanvalle. As jy sit in John en party en salarisse trek in die room van die lewe geniet, sal jy hierdie goed nie verstaan. En dis hoekom ek deernis het vir 'n man soos Dani Botha. Nou Dani, as jy ooit hierdie video sien, my vriend, my broer in die Here Jesus Christus, ek spreek jou onvoorwaardelik vry. Ek bid die genade en seën van ons almagtige God oor jou lewe toe.
Mag die Here jou seën met wysheid, insig, kennis en krag. Mag hy die woorde soos kool op jou lippe lê. En mag hy jou diensbaar en bruikbaar maak. 'n Man soos jy sal soos 'n reus opstaan in hierdie geestesriem. En ek wens jou alles van die beste. Toe God se rykste seën vir jou vrou, jou kinders, jou kerk, jou bediening, jou ministry en dit wat jy aanpak met die pad vorentoe. Ek wens jou alles van die beste toe. En ons almal kan foute maak. Ons is almal onperfekte mense wat 'n perfekte God aanbid en dien. Dankie vir jou nederigheid, sagmoedigheid, dat jy bereid was om jou pak te vat soos 'n man en nederig sagmoedig vir die Here en vir almal om verskoning te vra vir die skade wat jy gemaak het. Jy het 'n beter mens opgestaan en uitgeloop as baie ander geestelike leiers wat ek opgehou het, my vriend. Dankie. Dankie vir 'n goeie voorbeeld wat jy stel, dat ons swakkelinge, sondaars, nietig en klein. En soos daai tollenaar kan jy ook op jou bors slaan en sê, Here, wees my sondaar genadig. En die Here is jou genadig. Hy verstaan jou en hy vergewe jou vir jou swakhede en foute. Maar moet dit nie onder die mat gaan invee nie. Soek die fout. Gaan doen introspeksie. Gaan doen selfrol, gaan tekenbord toe, gaan soek die fout. En toets in jou gees en jou hart. Maak 5 keer, 6 keer, 7 keer, 8 keer seker, voor jy weer een so boodskap ooit in jou lewe op die tafel sit. Dankie vir jou liefde, dankie vir jou pragtige sang. Mag die Here jou seën vir daai talente. En mag die Here jou oprig net van hier af. Gods rykste seën word vir jou toegewens, my vriend. Shalom, vrede van ons almagtige God. Ook almal wat na my luister. Dankie vir die voorreg om hierdie brood te deel. Mag dit jou gees, jou hart aanraak. En mag ons hemelse Vader bo alles daardeur verheerlik word. Gaan val op jou knie en vra God om verskoning as jy deel was van die skindery en die vervloekings en die deel van video's dat mense hulle verlekker het aan ander mense val, dat hulle hond geskop het wat lê. Gaan maak reg. Jesus het juist gekom vir mense soos julle, juist vir sondes soos dit. Hy het gekom vir die siekes, vir die sondaar, om te red wat verlore is. Gaan soek jy aangesig van die Here op en gaan lewe die Here raak. Wees die Here waardig, lewe daarvoor om waardig te wees voor die almagtige God. En onthou, ons is direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Dink voor jy praat, dink voor jy optree. Moenie in die naam van die Here praat en optree as God jou nie opdrag gee nie, want jy's besig om jou eie doodsertifikaat te teken. Jy grou jou eie gat, jy's op pad uit. Want jy praat vir die almagtige God, skepper van hemel en aarde, en jy doen dit vir die verkeerde redes en nie met 'n opregte hart nie. Jy kan nie hierdie werk doen sonder die stem van die Heilige Gees en as daar gehoor word, moet jy getoets en seker maak in jou hart voor jy uitsprake maak, my liewe broer, suster. Dis 'n massiewe groot verantwoordelikheid om in die naam van die Here te praat. Moet dit nooit in jou lewe vergeet nie. Gods rykste seën. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning. En mag die saad wat in jou hart val, mag die Here dit seën, kunsmis en water gooi in al hierdie lande in oes, as die saad ryp is. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Shalom.